Goeiemôre Suid-Afrika, 10 Junie, 1400 Suid-Afrika tyd vir 'n bietjie opdatering van die Iran-oorlog. Gisterand het ek vir julle rapporteer toe die retaliation strikes van Amerika op Iran aan die gang was. So toe teen die tye wat ek rapporteer het, was maar die begin stadium van die strikes. Die strikes is nou verby. President Trump en sy kom het gesê dis net once-off strikes vir retaliation omdat die Iraniërs die Apache helikopter raak geskiet het. Nie eintlik raak geskiet het nie. Per ongeluk het een van hulle drones die helikopter getref. Nou, jy kan die drone beheer, remote control beheer. So jy kan sien op 'n radar of 'n system dat jy die vliegtuig ry, die drone ry in die pad in van die helikopter sodat dit 'n mid-air collision kan maak. Dis wat gebeur het. Maar sterk vermoede, hulle het nie eens geweet soos hulle het maar net drones in oor die water geskiet in Hormuz, daarna die rigting van die Arabiese lande toe. En toevallig was dit nou mid-air collision met 'n Apache helikopter wat patrollie gevlieg het. Maak nie saak of dit nou per ongeluk is of hulle dit actually probeer dit reg dryf met 'n remote control nie. Apache is af. Al twee pilots is gerescue. Hulle het uit in 'n boot ingeklim, 'n remote control boot ingeklim en teruggekom. En hulle moes gestraf word. Daarom het die Amerikaanse weermag strikes gedoen. So daar's oor die 20 teikens getref op so 6 verskillende plekke. Kusdorpe of kusstede op die grens van Iran, op die kus van Iran in Hormuz omgewing. Meestal gefokus op radar, enige moontlike air defense systems, stelsels en dan die plekke van waar drones en goed gelanseer kan word. En dis 'n voorbereiding, kan jy ook sien vir enige verdere militêre aksie, dat 'n groot gat daar is waar jy kan nog steeds. Nou ons weet die vorige dag het Israel strikes in Iran gedoen. So daar's nog steeds, Israel en Amerika het nog steeds air superiority oor as Iran gebied. President Trump sê steeds gaan hy by die diplomatieke gedeelte probeer hou. Maak nie saak of hierdie nou 'n paar skote en weer was nie. Hy gaan nog steeds by die diplomatie. Hy gaan nog steeds probeer die ding diplomaties uitsorteer. En dis goed vir die hele omgewing anyway. 'n volskaalse oorlog is nooit goed vir enige iemand nie, aan die ander kant nie. So hy gaan nog steeds hou by die diplomatieke effort om te sien. En hy het baie tyd. Jy sien, daar's niks wat die Iraniërs kan maar doen wat hulle wil. Amerika het baie tyd vir hierdie ding, so niks hoef om te jaag nie. Hy sê ook, hy maak eerder 'n baie goeie deal as wat hy 'n swak deal maak omdat hy beperk is met tyd. Gewoonlik 'n swak deal wat beperk is met tyd slegter as geen deal nie. So hy gaan eerder sy tyd spandeer daarop. Maar nou ja, nou vra die mense hoe kan 'n drone 'n helikopter afskiet? Die Apache. Soos ek gesê het, dit is nie noodwendig dat die drone gemik was op die Apache. Hulle het die drone geskiet oor die see, op Arabiese lande, teikens daar. En toevallig was dit 'n mid-air collision. Nou of dit nou deliberate was, soos ek sê, of per ongeluk, hulle moet maar die resultate daarvan kry. Ander ou sê weer, ja maar, dit is so gesofistikeerde helikopter, hoe kry hulle dit reg? Jy moet mooi verstaan, hierdie is nie donker nag. Helikopters, attack helikopters, het radar vir air to ground. Hulle het nie groot air to air radar nie. So hulle kan nie sien noodwendig as ander vliegtuie van bo af aankom nie. Daai word gewoonlik met ander goed gecover. Nou, hulle definitief oor die terrein coverage gehad. Maar daar's soveel goed wat rondbeweeg in die aand daarso en hulle is so laag, die helikopters. Dis moeilik om enigiets op te tel wat so laag vlieg. Dis hoekom dit so moeilik is om 'n helikopter af te skiet. 'n attack helikopter met 'n anti-aircraft missiel, want hulle kan nie radar lok op, hulle kry 'n vlieg te laag. So as jy so laag oor die seebode, bo in die seevlakte vlieg, heen en weer, en daar's drones wat so laag heen en weer vlieg, die kanse dat jy gaan definitief moet optel is min. Hierdie is nie 'n movie nie. Baie mense dink hierdie is soos in die movies. Elke ding werk 100% perfek. Nee, dit is 'n oorlog hierdie. Mense is regtig, jy kan nie movie goed vergelyk met regte oorlog nie. Dis maar, okay, ek verstaan, klomp mense het nie regtig die kennis
van tegnologie nie. So, Iran dreig nou ook en nog dat hulle retaliate. Dus hulle gaan dit not, wat sê hulle, gaan nie ongestraf laat bly nie. Dit is fyn, julle kan retaliate, hulle gaan maar nie weer geslaan word. So, dit kan weer oor en weer kan, en weer volskaal ingaan as dit so aangaan. En 'n ander vrou vra weer ook, hoekom kan die mullahs nie net eenvoudig uitgehaal word nie? Dis nie so maklik nie. Die meeste van die IRGC leierskap kruip in honderde meters onder die grond en bankers weg. Hulle sit nie hulle gesigte daar uit nie. En hulle operate van daar af, hulle sê hulle mense, hulle ander IRG forces wat nog in die gang is, kruip in grotte weg. So hulle kry messages by hulle, bring 'n ding uit, 'n drone uit die grot uit, skiet hom, maar gaan weer terug in die grot in. So, dis nie so maklik om hulle uit te haal as hulle so diep onder die grond wegkry nie. Die wat nie onder die grond wegkruip, die kruip dus nie populasie weg. So hierdie is eenvoudig. Die enigste manier om al die mullahs uit te haal, is om 'n massive force op die grond te sit en van deur tot deur te gaan, soos ons met Afghanistan en Irak gemaak het, deure te gaan afskop en almal te gaan uithaal en 'n ou wat vermoed is hy is IRGC uithaal. Maar dan moet jy die helfte van die populasie ook uithaal. So, dis net nie doenbaar nie. Mense kan nie dit so doen nie. Daar is ander maniere wat jy maar met druk op hulle sit, soos nou gebeur het. Die blokkade bly in plek, en so die Iran kan nie hulle ekonomie verder dryf nie. Dis maar al vir hierdie attack. Enige iets niets, dan sit ek dit by. Geniet die dag.